Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Openbaring 3 vers 7 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Openbaring 3 vers 7 sê vir ons, dat God deure oopmaak, wat geen mens kan toemaak nie, en deure toemaak, wat geen mens kan oopmaak nie. As God ooit 'n deur vir jou toemaak, kan jy probeer om dit oop te forceer, maar dit sal nie werk nie. Hy weet wat die beste vir ons is, en daarom moet ons hom nie net dank vir die deure wat hy oopmaak nie, maar ook vir die deure wat hy toemaak. Dit mag miskien vandag vir jou voel, asof hy van jou situasie vergeet het. Maar as God 'n deur toegemaak het, is dit belangrik om te bly waar jy is. Moenie dat die duiwel jou ontmoedig nie. Die woord sê, dat toe Noag in die ark ingegaan het, het God die deur agter hom gesluit. En op net die regte tyd, het God weer die deur oopgemaak en vir Noag laat uitgaan. Wanneer God 'n deur vir jou oopmaak, begin dinge sommer ooglopend in die regte rigting beweeg. Wanneer hy egter 'n deur toemaak, is dit baie moeilik om aan te hou doen wat jy nog altyd gedoen het. Ek het al baie oop deure in my lewe geniet, maar ek moes ook leer dat wanneer God een toemaak, ek daarvan moet wegstap en hom moet vertrou vir wat volgende kom. God het altyd groter en beter planne vir ons, as ons net sy leiding volg. Miskien probeer jy vandag vashou aan iets waarmee God al lankal klaar is. As jy dit laat gaan, sal jy sien hoe 'n nuwe deur oopgaan, en dit sal lei tot iets beters as waaraan jy probeer vashou het. God is getrou, en jy kan hom vertrou dat hy presies weet wat hy besig is om te doen in jou lewe. Here, ek vertrou U vandag om die regte deure in my lewe vir my oop te maak en die verkeerde deure toe. Help my om raak te sien wat U besig is om in my lewe te doen en om U leiding te volg. In Jesus naam bid ek dit.